Goeiedag en welkom by vandag se sendingverhaal vir 24 Mei 2025. Vandag se opskrif is Sending en vreemde geluide in die nag. James het op 'n afgeleë eiland in die Filippyne aangekom, gereed om vir 'n jaar as 'n sendeling te dien. Hy en 'n medesendeling het 'n klein huisie gehuur en was opgewonde om in te trek, maar dit was nie lank nie voordat hulle bure by hulle kom waarsku het. Hierdie huis is spookagtig, het die egpaar gesê. Ons hoor snags geluide en kan nie slaap nie. Niemand durf hier bly nie. James was egter nie bang nie. Hy het op God se mag oor die duisternis vertrou. Daar was baie min Christene op hierdie eiland en hulle missie was om voormalige Adventiste te bereik. Hulle het ook die bure genooi om Bybelstudie by te woon, maar die egpaar het vriendelik geweier. Dit is toe dat James 'n idee kry. Elke aand het hy en sy vriend hardop uit die Bybel gelees en gesange gesing. Hulle stemme het deur die dun mure van die huis weer klink en die nag ingevul. Die egpaar het nooit iets daaroor gesê, gekla of weer van die spooke melding gemaak nie. Teen die einde van die jaar is 2 mense deur James se werk gedoop en die bure, wel, toe James hulle vertel het dat hy en sy vriend gaan vertrek, het hulle gesoebat dat hulle moet bly. Sedert julle ingetrek het die geluide opgehou. Ons kan uiteindelik in vrede slaap. Moet asseblief nie weggaan nie, het hulle gesê. In daardie oomblik het James besef dat God al hierdie tyd in hulle harte gewerk het. Bid asseblief vir sendelinge soos James, deel van die 1000 Missionary Movement. Hierdie projek lei jong mense op vir sendingwerk en die opleidingsentrum in die Filippyne is in 1996 met die sending-offerandes gebou. Hierdie kwartaal stuur ons weer offerandes om evangelisasie in hierdie streek te ondersteun. Kom ons gee vrygewig. Liefde en groete van my, Marlena Nel, namens SSL. En onthou, jy is ook 'n sendeling.